Ja kyk, goeiemôre, good morning. Ons beweeg stadig maar seker uit die warm somermaande en in die koeler herfsseisoen in. En dit beteken nie net 'n verandering vir ons nie, maar ook vir ons plante. By ons vandag is Jacques van Niekerk van Safari Tuinsentrum wat vir ons gaan wys hoe om ons plante deur hierdie oorgang reg te versorg. En hy het selfs vir ons 'n paar plante saamgebring om prakties te demonstreer. Kyk hoe mooi lyk dit hier. Hallo Jacques, goeiemôre. Good morning. Dit is vir my fantasties dat ons al hierdie plante in die ateljee het. Dit gee sommer 'n hele ander gevoel aan die ateljee. So baie dankie. Dis die ding, dit is wat ons doen met binneshuise plante en dit is hoekom ons dit in ons huise gebruik. So die seisoen is nou besig om te verander. Ja. Hoe moet mens jou waterroetine aanpas by jou plante en die verandering van die seisoen? Roos, as ek kan begin by binneshuise plante. Daarso is nie so groot verandering wat plaasvind by binneshuise plante nie. Hulle gaan ons maar versorg so wat ons normaalweg versorg. Dis meer in ons buitekant van ons huis in die tuin buite wat daar so groter verskille gaan wees. En waar mens byvoorbeeld gaan kyk dat jy minder water gee. Onthou, daar's nog son, dis nog lekker buite, maar dit word al bietjie koeler. Ja. Die water bly bietjie langer in die grond. So ons kan eerstens begin buite om minder water te sit. So ons kan daai besproeiingsstelsel bietjie gaan stel, bietjie minder ure opsit of bietjie minder minute opsit wat ons spuit in ons tuine en soms ook bietjie water spaar terwyl ons dit doen. Ja, so herfs is bekend vir die tyd van die jaar waar die blare begin verkleur, dalk van die bome afval. Wanneer is dit net die natuurlike loop van dinge en wanneer is dit iets waaroor mens eintlik bekommerd moet raak? Kyk, herfs is 'n oorgangstyd. So dit is 'n oorgangstyd tussen die somer en die winter wat op pad is. En daar met die blare en die dinge wat val, gaan ons moet seker maak dat byvoorbeeld by jou grasperk, as ek sommer by grasperke kan begin, dat mens daai blare ophark, dat mens nie daai gras toemaak onder blare, hulle moet asem kry, hulle moet lig kry. In daai voorbereiding vir die winter moet ons ook byvoorbeeld kyk dat ons grasperke sterk is. So ons gaan 'n laaste keer gaan ons 'n kunsmis of 'n voeding vir die grasperk gee. Ja. En ietsie wat ons nie normaalweg gee nie. Gewoonlik gee mens iets wat hoog is in stikstof want jy wil groen blare, jy wil groei op jou grasperk. Ons wil nou iets anders hê op ons grasperk. Ons wil nie groei hê nie, ons wil sterk selwande hê. Ja. En daarvoor gaan ons 'n produk gee wat hoog is in kalium. Ek weet nie of jy kunsmisstowwe ken nie, hulle werk mos NPK, stikstof, fosfaat en kalium. En die agterste syfertjie, die K, dis die kalium. En kalium is daai syfer hoog is, 'n 815, 'n 315, as daar 'n 5 aan die einde is, dan weet jy hierdie produk gaan die selwande bou. Dit help ook om vrugvorming en blomvorming en al daai dinge aan te moedig. So dis die laaste keer 'n handvol per vierkante meter op die grasperk, sommer nou. Ja. Laaste voeding wat jy vir jou grasperke gee en dan het ons 'n sterk grasperk, dan gaan hy sterk wees teen moontlike ryp en moontlike koue. Wow. Kom ons begin by ook gesels oor die tipe plante wat mens in herfsseisoen moet aanskaf. Is daar enige iets wat spesifiek regtig goed floreer as jy dit begin plant in die herfsseisoen? Want mens dink altyd lente is die tyd waar alles blom en waar jy moet plant en so voort. Maar is daar spesifieke plante wat regtig geskik is vir herfsseisoen? Roos, terwyl ek bly raak aan daai punt. In Suid-Afrika glo mense ons plant net in die lente. Dit is absoluut en ons is gelukkig hier in die suidpunt. Ons kan reg deur die jaar tuin maak. Ons het seisoene. Ons het nie 'n winter wat alles wegvries nie. So ja, hierdie tyd van jaar is 'n besige tyd in die seisoen. Of in die jaar. Ja. En soos ek gesê het, is 'n voorbereidingstyd. Ons gaan al ons somersaailinge gaan ons uithaal en ons gaan nou ons wintersaailinge insit. So dis planttyd. Ons gaan nou ons kleur in ons tuin gaan ons primulaatjies, ons poppies, ons petunias, ons papawers, al daai dinge inplant, sodat ons aan die einde van die winter en vroeë lente pragtige kleur kan hê. So dis absolute voorbereidingstyd. Mens kan nou ook voel die luggie begin koeler raak en dan beteken dit net een ding. Jy gaan bolle plant. Van die ou garde wat al jare lank tuin maak, het gesê, trek jou broek af en jy gaan sit op die grond met jou boude en as hy koud voel, dan weet jy is tyd om bolle te plant. So dit is nou boltyd, afodille, narsings, al daai pragtige blomme wat ons vroeë lente gaan sien, moet nou ingesit word. So as jy in die lente wakker skrik en dit begin plant, is hopeloos te laat. Dit is nou tyd om die oudjies in die grond te kry. Jy het natuurlik vir ons 'n verskeidenheid van die
pragtigste plante gebring na die ateljee toe. Kan jy vir ons net wys wat het jy gebring, paar uitlig en vir ons sê hoe hierdie eintlik versorg moet word? Daar's hy. Om terug te kom na die binneshuisomgewing toe in die plant wat jy binne in jou huis sit. Onthou, en ek sê ook graag vir mense, daar is nie iets soos 'n binneshuise plant nie. Ons noem dit 'n binneshuise plant en ons vat 'n plant en ons sit hom in ons huis. Ja. Nie een van hierdie oudjies is ontwikkel of het groot geword of het ontstaan in 'n huis nie. En daarom is dit baie sleg in ons huis. Die toestand in die huis is nie altyd ideaal nie. Ons het dinge soos trekke, vensters wat oop is, vensters wat toe is. Dis nie konstant nie. Daar's so 'n kaggel, daarso is ligversorging, daar's 'n kombuis wat vette en olies het wat op die blare gaan lê. Daarso is stof. Daar's gewoonlik te min lig ook. En dit is alles dinge wat nie konstant is vir die plant nie. So as mens daai kan bestuur, dan kan jy 'n mooi plant hê. Die belangrikste ding maar vir meeste van hierdie binneshuise plante, veral as hulle kleur in het, as hulle blomme aan het en as hulle bont blare het, kleur in die blare het, dan weet 'n ou ons moet baie lig hê. Nie direkte sonlig by 'n venster waar die plant gaan brand nie, maar direkte lig of ekskuus, helder lig, nie direkte lig nie. As mens sukkel met binneshuise plante en is 'n bietjie donker in jou huis, dan gaan mens veral kyk na dinge soos hierdie vredeslelie, die peace lily, hierdie ouetjie die love palm. En jy sal sien dit is dinge wat donkerder blare het. Waar hy vandaan kom, in die woud waar hy groei hy onder bome en bosse. En daarso is nie baie lig wat deurkom na die plant toe nie. En daarom skuif ons hom na ons huise toe, waar daar so minder lig is, dan gaan hierdie ouetjies gelukkig wees. So hier sit 'n ou met my top 1, 2 binneshuise plante byvoorbeeld, badkamers, daai tipe van 'n ding, gaan as hierdie vredeslelie of hierdie love palmpie plant en nou gaan hom altyd daai. Sodra jy dan nou 'n kleurplant het wat blommetjies en dinge aan het, dan weet jy, hoor hierdie ouetjie, hy gaan meer lig nodig hê, ek moet hom nader aan my venster sit. Daar's ook 'n klomp produkte wat mens kan gebruik. Ek het byvoorbeeld hierso 'n leaf shine wat mens op die blaartjies kan spuit, wat help met die stof en die vette en die olies wat basies die blare versmoor. Mens kan ook gereeld, ek het hier so 'n spuitjie saamgebring, net gewone water vat en net bietjie die plante afspuit, 1 keer 'n week. Daar's ook nie vog in ons huise nie. Die lug is baie droog en plante het vog ook nodig. En 'n hoë humiditeit wat glad nie in ons huise is nie. Daar's 'n plant agter jou, nê? Ek ken 'n paar mense wat daai plant spesifiek in hulle huise het en hulle versorg daai plant soos 'n kind. Wat is die naam van die plant en hoekom is hy so moeilik om te laat groei? Daai is 'n vioolblaar vy of 'n fiddle leaf fig. Hulle is baie in die mode op die stadium. En alle vye is nogal redelike sterk plant. Dus jy kry nie 'n vy sommer dood nie. Maar hulle kan natuurlik sukkel ook soos wat jy noem. Interessant van vye, as ek hom aan hierdie kant van die studio nou uit en ek stom aan daai kant, dan gaan hy oor 'n week begin blare gooi. Nie al sy blare nie, hy gaan sorg dat hy aanpas in die area waar hy kom afhangende van die lig wat daar so is. So dis 'n baie interessante ding van vye, maar soos ek sê, as jy 'n hoogte in jou huis wil hê en jy wil 'n bietjie groter dinge, is 'n vy nie 'n slegte idee nie, maar hy hou nogal van sy lig. Dit moet nie te donker in die area wees waar hy staan nie. So ek wil net voor ons klaar maak vra oor die toepassings wat mense nou gebruik om hulle plante te versorg. Sal jy dit aanbeveel dat mense dit doen of liewer in persoon na iemand soos jy, 'n kundige by Safari of enig ander tuinsentrum kom en liewer die raad daar kry? Roos, die toepassings raak al hoe slimmer. So ek moet sê, ek raak nogal verbaas as ek sien hoeveel hulle weet. Maar dan sien ek ook hoeveel foute hulle partykeer maak. Jou plantidentifiseringstoepassings begin goed raak. Maar ek gaan byvoorbeeld sê met hierdie plante wat hier om ons staan, elkeen is op 'n ander plek gekweek. Elkeen kom van 'n ander kweker af. Elkeen se groei medium verskil. So byvoorbeeld om te besluit hoeveel water om vir hierdie plante te gee, moet jy maar gaan, jy moet nat gooi, met jou hande aan die grond en druk, en dan voel jy hierdie enetjie vat 3 dae voor hy droog word, hierdie een vat 5 dae, daai ene vat 'n week. En ek weet nie hoe die toepassing dit vir jou gaan doen nie. Of hoe die toepassing met jou plante gaan praat ook nie. So dis soms beter om liewer by 'n human expert te gaan na 'n tuinsentrum waar daar tuinboukundiges is wat jou vrae kan antwoord en wat vir jou professionele hulp kan gee. Dankie. En daar het jy dit. Plant jou plante mooi.